Goeiemôre en baie welkom hier by die NG Gemeente Montana. Mag jy ook vanoggend die Here se seën beleef as ons so saam met mekaar is by hierdie uitsaaidiens. Kom ons word stil voor die Here. Mag ons U liefde ken en ook vervul word met die volheid van God, heeltemal vol met die volheid van God. Amen. Die Here wil jou groet met sy seën en daarom ook vanmôre vir jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en Christus Jesus onze Here, en het word vir ons gewerk deur die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here onze God, baie dankie dat ons vanoggend hier by mekaar mag wees, so in U naam. Here, ons het pas Hemelvaart gevier. En nou is ons in hierdie week op pad na Pinkstersondag toe. Mag U ons ook vanoggend seën met U teenwoordigheid en ons ook help voorberei om telkens elke jaar te beleef watter wonder dit is om saam Pinkster te kan vier, om saam die uitstorting van die Heilige Gees en U werking in ons te kan vier. Ons bid dit in U naam, in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dit was nog nooit maklik om oor dit wat Jesus van ons verwag te praat nie. Dalk sou ons baie verskonings daarvoor hê. Iets soos om te sê, maar Jesus het nie regtig ons huidige omstandighede verstaan nie. Hy het nooit in Suid-Afrika gebly nie. En natuurlik leef ons 2000 jaar na hom hier op aarde en goed soos tegnologie en motors en selfs selfone en die maklik praat met mekaar oor vele grense heen, was ook nie deel van wat in sy wêreld was nie. Maar God is tydloos, God is ewig. Hy oorspan dit alles en daarom sou ons tog daaroor kon praat. Die disippels het gehoor wat Jesus vir hulle vertel het voor sy hemelvaart, maar hulle het nie geluister nie. En dus lees ons by die hemelvaart dat hulle eintlik in verwondering na die hemel kyk nadat hy in die hemel opgeneem word. Ons sou sê in Engels in awesome wonder, iets soos met hulle monde oop en verstom kyk hulle hier in die hemel in. En daarom kom ons lees dit, Handelinge 1 vers 9 tot 11. Nadat hy, dus Jesus dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Wat hier gebeur is eintlik glad nie so vreemd vir ons mense nie. Volgens Matteus 28 vers 20 kry Jesus die disippels op die berg bymekaar. En daar gee hy vir hulle 'n baie besonderse opdrag. Hy sê vir hulle dat hulle na die wêreld toe moet gaan en die mense sy disippels moet maak. En net soos in Handelinge 1 vers 8, want daar sê hy ook vir hulle, en julle sal my getuies wees. Julle sal dit wees. En ook in Markus 16 vers 15, dieselfde opdrag. Gaan na die wêreld toe en gaan vertel en maak die mense my disippels. En pas dan nadat hy hierdie opdrag aan hulle gegee het, word hy in die hemel opgeneem. Hulle staan nog hier en praat. En daar gaan hy. En daarom staan hulle in verstomming. Het hy dan regtig klaar gepraat? Was dit wat hulle moes hoor? Of wat het nou eintlik hier gebeur? En net hier in Matteus sê Jesus vir hulle dan net voor dit, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Hy het dit pas gesê. En dit bring by hulle verwarring. Waarom? Omdat hulle nie geluister het nie. In Johannes 13 vers 34 tot 35, nou dit is deel van die afskeidsgesprekke van Jesus, sê hy, ek gee julle 'n nuwe gebod.
julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. So, as hulle maar net toegeluister het, en hulle weer hier hoor as hy vir hulle sê, gaan maak die mense my disippels, dan het hy eintlik hier klaar gesê, wat het beteken, hoe maak jy iemand sy disipel? Natuurlik begin Johannes 13 met die voetewassing van die disippels. Jesus berei hulle eintlik op 'n besonderse manier voor. Hy doen 'n baie nederige taak, hy was hulle voete. Asof hulle dan nou eintlik moes kon sien, kon beleef, kon ervaar, hoe dat ons mekaar moet kan dien. Maar die disippels reageer aanvanklik glad nie daarop nie. Dis eers as dit by Petrus kom wat hy half sê, maar Here, jy kan nie my voete was nie. En dan hierdie byna skokkende iets. Maar as jy my disipel wil wees, moet jy leer van lief hê. En daarom hou die hoofstuk nie daarop nie. Vers 34 tot 35 van Johannes 13 gaan hierdie opdrag van Jesus voort. Hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. As julle my lief het. En dan het hy eind verder in Johannes 14 word dit weer gesê, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hier kom hier die besonderse gedeelte, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. So, toe die disippels daar staan en Jesus vir hulle gesê het, ek sal by julle wees tot die volëinding van die wêreld, moes hulle ook kon dink, hoe bedoel hy dit? Eindelik sê hy klaar hier in Johannes, maar ek gaan iemand stuur om in my plek te wees. Dan vers 17, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En nou moet hulle dit eintlik verstaan het. Dis glad nie so nie soos wat almal dink nie. In Micha 6 vers 8 sê God, mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Dubbelpunt. Nou gaan hy sê wat dit is. Hy sê, hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Want vir ons om te sê ons moet mekaar lief hê, is 'n vreemde konsep. Want vir ons is liefde miskien iets wat romanties is. Of iets soos tussen ouers en kinders. Of selfs tussen vriende. Maar om die wêreld lief te hê, ek ken hierdie mense nie, en ek weet nie hoe moet ek teenoor hulle optree nie, en wat sou die liefde dan enigstens beteken, moet ons na Micha gaan luister, want dit wil sê, ons moet lewensruimte vir mekaar bied en gee. Ons moet mense met waardigheid hanteer. Ons moet getrou wees. Jy moet jou beloftes nakom. En natuurlik bedagsaam. Die ergste van hoe ons bedagsaamheid glad nie nakom nie, is wanneer die krag af is en ons almal by verkeersligte sit. En dat skel en dis moeilik. Maar net soos die disippels wat nie geluister het nie, luister ons ook nie. As ons verder lees in Johannes 14, dan sê hy vers 18 vir hulle, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Weereens moes hulle gehoor het, hy sê ek gaan eintlik weg, ek gaan julle net nie alleen los nie. Ek kom weer na julle toe, nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Dit vra natuurlik dadelik na die kwaliteit van ons liefde. Liefde aan God en dan baie spesifiek aan Jesus Christus beweeg ons om nie met grense behep te wees nie. Dit is moontlik om lief te hê soos wat Jesus lief gehad het. Hy gee vir ons die Heilige Gees om binne ons te kom woon. Hy maak as ware sy adres, ons adres. Dis soos goed soos my naam, my identiteit, dis soos asemhaal, dis geloof. Die Heilige Gees gaan my voortdurend bly herinner aan wat hy vir my gesê het en hoe hy bedoel het wat disippelskap beteken, omgee, lief hê. En as ek daaraan dink, dan is liefde 'n bepaalde openbare
daad van getuienis. Jesus sê, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Mense moet eintlik verstom staan oor die manier hoe jy met ander mense werk. Almal sal weet. Ons liefde is bedoel om deur buitestanders raak gesien te word. Ons liefde is ons getuienis as gemeente van die Here. Ons word juis aan ons liefde geken. En wat doen Jesus om telkens hulle aandag te behou? Hy doen eenvoudige dinge, maar hulle is so half opgevang in hierdie oomblik van dinge wat gebeur, dat hulle nie besef wat 'n ewigheidswaarde die eenvoud van hierdie dade gehad het nie. En Jesus gebruik telkens eintlik onwaarskynlike voorbeelde om hulle die heeltyd te laat verstaan, maar ek bedoel, julle moet nie grense stel daaraan nie. Die Samaritaanse vrou by die put, hy mag nie eens met die vrouens gepraat het nie. Die barmhartige Samaritaan. Die een van die Samaritane wat omdraai, wat genees is van melaatsheid. Die Samaritaanse dorp wat hom verwerp. Dis als deel van Handelinge 1 vers 8 se opdrag. Dis asof hy die Samaritane die hele tyd wil gebruik om vir hulle te sê, julle moet bietjie van die uiterstes gaan soek. Nie net dit wat maklik is nie. Want wat doen hy eintlik? Hy sê eintlik vir die disippels, nou moet julle dit gaan leef. En wanneer hy dan opvaar na die hemel en later die Heilige Gees uitstort, dan gee hy vir hulle alles wat hulle nodig het om so te kan leef. Soos in Lukas 10, gaan maak jy ook so. Wees vriendelik, respekvol, hanteer mense menswaardig of ewe menslik. Maak dit volhoubaar, moenie net vandag so wees nie, wees elke dag so. En natuurlik, hê geduld. En wat sê Jesus, wat gebeur dan, Johannes 15 vers 11? Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief het. En in die Pinkstertyd, omarm die Gees in jou en laat sy liefde uit jou straal en ons vir mekaar omgee en lief hê. Amen. Here onse God, dalk is liefde vir ons nie altyd so maklik nie. En tog het U, Here Jesus, dit vir ons eenvoudig kom wys en vertel. Maak dat wat ons doen eenvoudig is, maar 'n groot verskil maak. En seën ons, nie net met U teenwoordigheid nie, maar Here met die krag van die Gees, wat dit vir ons moontlik maak, om almal lief te hê. En dit bid ons, in die naam van die een wat dit vir ons gegee het, Jesus Christus. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here en neem dit met jou saam en gaan deel die seën van die Here met die wêreld. Die Here seën jou en hy behoed jou. Hy beskerm jou in gevaar. Hy wees vir jou 'n toevlug in benoudheid. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en hy wees jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou. Hy sien jou swaar kry. Hy hoor jou stem. Hy gee jou hoop. Hy vertroos jou en hy gee aan jou sy vrede. Amen.